dan kan die pad maar moeilik wees, want Jesus is altyd saam met ons. Kom ons sê dit, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Dis hy, en dit bring ons by die laaste slide. So wees 'n piper en volg vir Jesus. Moenie die maklike pad vat wat die verkeerde pad kan wees nie. Volg die regte pad wat Jesus se pad is. Is daar iemand wat vir ons wil bid? Kom bid. Dankie liewe Jesus vir 'n lekker dag. Dankie dat ons veel lag. Liewe Jesus, maak my hartjie right open. Amen. Dankie, julle kan klassies toe gaan. Ek hoop die kinders het mooi geluister en nou sien ek hier wil hy nou nie oorskakel nie. Maar ek hoop ons kan nou ook ietsie geleer het daar by Piper. Dat ek dit kyk. Want ek gaan nou vir ons die wet ook voorlees. Kan ek vra dat een van julle om sommer net manually vir my kom switch? Ek sien hy sukkel nou hierso. Maar ek gaan vir ons die wet voorlees en ek weet dit is 'n baie oudtydse ding om eintlik te kan doen. Ja, as ons hier remote. Maar eintlik as ons na die wet kyk, is dit 'n besonderse ding. Dis 'n besonderse ding want dit is die manier hoe God vir ons wys hoe om rein saam met hom die pad te kan stap. Hoe ons kan jubel en juig en in 'n verhouding met God kan stap. Baie dankie, ek sien daar gaan hy. OK. Maar ek gaan vir ons Matteus 22 vers 37 tot 40 saam lees. Baie dankie, ek waardeer. Dit is 'n samevatting van die wet en dit is Jesus wat hier aan die woord is. Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede, wat hieraan gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. So wat Jesus hier vir ons sê is, met alles van ons, met jou hele siel, met jou hele hart en met jou hele verstand. Dit is waarmee jy die Here moet navolg. En om dit aan te sluit by wat ons vandag oor gaan praat, oor om aan te hou jubel en juig, dit is waarmee jy moet jubel en juig. Met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Nou dit is baie makliker gesê as gedaan. Ek dink almal van ons sal dit herken. Daar's tye wat ons werklik baie ver van die Here af voel, wat ons voel ons weet nie meer eintlik half hoe om jouself terug te kom nie. En daarom is dit dan nodig om saam belydenis te kan doen hier voor die Here. So ek gaan vir ons 'n gebed doen wat kom uit die Iona community van Skotland af. So daar waar jy sit, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Voor U Here en saam met die gemeente van God bely ons gebrokenheid. Dat ons op verskillende maniere ons eie lewe verwond, maar so ook die lewe van ander. Here, ons strompel keer op keer ver weg van U af. Ons mis die verhouding wat U in gedagte het vir ons, die hele rede hoekom die wet bestaan. Vader, mag U ons vergewe. Christus, mag U ons vernuwe. Heilige Gees, mag U ons help om te groei in liefde. Amen. Nou alhoewel ons dan nou skuld bely het, maar weet ons ook dat ons nie hoef te stop by skuldbelydenis nie. Ons is Christene, ons kan aanbeweeg na die genadeverkondiging toe. Want ons God is 'n God wat werklik omgee. 'n God wat vir ons sê, weet jy wat? Ja, jy strompel, ja, jy val, maar is oké. Ek kom na jou toe. God kom en hy reik konstant na ons toe uit. En daarom kan ons jubel en juig
Nie omdat ons skuldenaars en sondaars is nie, maar omdat ons vergewe kinders van God is. Omdat ons in genade leef. Want die Here het na ons toe afgekom en hy het vir ons die ewige genade kom gee. Deur sy seun wat vir ons 2000 jaar terug aan 'n kruis gesterf het. So het hy vir ons kom wys dat genade iets is wat elke dag nuut plaasvind in ons lewe. En daarom kan ons, soos ek sê, jubel en juig. En juis omdat ons die genadeverkondiging gekry het, het ons die vrymoedigheid om uit God se woord uit te kan lees, maar ook om uit God se woord uit te kan leer en daaruit te kan leef. En dit bring my dan by ons skriflesing vir vandag. Want ons gaan lees uit die boek Habakuk uit. Nou Habakuk is 'n baie kort boek en ons gaan saam lees hier uit die laaste hoofstuk. Is maar net 3 hoofstukke, so ons gaan saam lees uit Habakuk 3 uit. En julle gaan sien dat dit bietjie 'n langer gedeelte is wat ons saam gaan lees vandag. Ek dink dit is 19 verse. So ons gaan 'n bietjie langer lees, maar dit is eintlik net omdat mense nie eintlik hierdie teks kan verkort nie, want die oomblik as jy dit iewers probeer afbreek en sê okay, ons gaan nou van hier af lees, dan mis jy so 'n bietjie die punt. So ons gaan saam lees uit Habakuk 3 vers 1 tot 19, ons gaan die hele hoofstuk lees. Maar voordat ons dan saam lees, kom ons bid saam. Almagtige God, ons is almal hier saam in U teenwoordigheid. Ons wil meer van U leer, Here. U weet dat ons soms sukkel om die skrif te verteer en dalk te interpreteer en daarom wil ons kom vra dat U Gees sal stuur om vandag ook hierdie teksgedeelte, Habakuk 3, vir ons te kom oopbreek. Help ons om dit vandag saam te kan lees, die saad te kan inneem wat hier uit die teks uitkom en laat dit wortel skiet hier in ons harte. Help ons om te leer dit wat U vir ons vandag wil leer en ook om dit na die erediens te gaan uitleef, Here. Ons bid dit als in die naam bo alle name, die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Gees. Amen. Ek lees dan vir ons Habakuk 3. 'n Gebed van Habakuk, die profeet, op Shigionoot. Here, toe ek van U roem gehoor het, is ek met ontzag vervul. U dade, Here, maak dit 'n werklikheid in hierdie tye. Laat dit in hierdie tye bekend word. Onthou om barmhartig te wees te midde van ontsteltenis. Toe God uit Teman kom, die heilige van die Paranberge, Sela, het sy luister die hemelruim bedek, sy lof die aarde gevul. Skitterend soos sonlig was die ligstrale uit sy hand. Daarin het krag geskuil. Voor hom loop pestsiektes, op sy spore volg pla. Hy het gaan staan en die aarde laat bewe, hy het net gekyk en die nasies laat opspring. Die oeroue berge het verbrokkel, die ewige heuwels het laag gebuk. Die ewige wentelbane van die sterre behoort immers aan hom. Ek het gesien die tente van Kusan verkeer in nood en die tentdoeke van die land Midian sidder. Here, het die toorn teen die riviere ontbrand? Is die toorn teen die riviere of is die gramskap teen die see gerig dat U met U perde op U strydwaans ry vir verlossing? U boog is heeltemal ontbloot. 7 knippels was die bevel. Sela, verstrome kloof U die aarde oop. Berge het U gesien, hulle het ineengekrimp. 'n donderende wolkbreek het verbygetrek, die oerwater het sy stem laat hoor. Hoog het die son sy hande gelig, die maan het stil gestaan in sy woning, vir die lig van U pyle wat verbyvlieg, vir die glans van U blitsende spiets. In verontwaardiging stap U oor die aarde, in toorn trap U die nasies plat. U trek op tot die redding van U volk, U kom tot die redding van U gesalfde, U verpletter koppe, U ontbloot die binneste van die goddelose, van die heup tot die nek, Sela. U splyt met sy knippels die koppe van sy magtiges, wanneer hulle aanstorm om my te verstrooi. Wanneer dit hulle vreugde is om die weerlose in 'n skuilplek te verslind. U het met die perde die see getrap, daardie skuimende watermassa. Toe ek dit hoor, het my ingewande geril. Vir die geluid daarvan het my lippe gebewe. 'n Lamheid het in my gebeente gekom. Ja, ek het daar gestaan en bewe, want ek moes wag vir die dag van benoudheid om aan te breek,
vir die volk wat ons aanval. Al sou vye bome nie bot nie, daar geen opbrengs aan die wingerdstokke wees nie. Die drag van die olyfbome teleurstel, die landerye niks te eet lewer nie. Klein vee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle oorwees nie. Nogtans sal ek jubel en juig in die Here. Sal ek juig in die God wat my verlos. Die Here, my Heer, is my krag. Hy maak my voete soos wildsbokke. Op my hoë plekke laat hy my loop. Vir die musiekleier met snare spel. Ons lees dan net tot sover saam. Nou soos ek gesê het, dit is 'n lang gedeelte hierdie. Dit is eintlik half 'n psalm wat ons hier lees, maar dit kom in die boek Habakuk voor. Hier aan die einde van Habakuk. Nou Habakuk is eintlik 'n baie unieke boek. Eintlik moet ek sê hy's 'n baie unieke persoon. Want Habakuk as profeet weet ons eintlik maar niks van nie. Al wat ons het van hom histories gesproke is hierdie boek wat hy geskryf het. En as ons nou eerlik is dit ook maar net 3 hoofstukke, so daar's nie veel om mee te werk nie. So ons weet nie regtig baie van die persoon Habakuk nie. En die boek is net so interessant soos die persoon self. Want as mens gaan kyk, en ek gaan net 'n bietjie meer praat oor die eerste 2 hoofstukke van Habakuk, maar as mens gaan kyk, dan is hierdie teks wat ons nou vandag saam gelees het, eintlik die hele boek Habakuk, is dan geskryf net voor die ballingskap. Soos ek sê, die teks is al wat ons weet van die profeet, maar hierdie profesie vind plaas net voor die Babiloniese ballingskap. Dit is dan wat ons nou hier weet uit hierdie konteks uit. En ons weet uit die geskiedenis uit dat die ballingskap eintlik 'n verskriklike traumatiese gebeurtenis was in die geskiedenis van die Jode en van die Israeliete. Want die elites is weggevoer, die volk is verneder, en dan het hulle die mense gevat en hulle letterlik in 'n vreemde land gaan neersit en gesê, okay, nou gaan jy hier leef as 'n gevangene en as 'n slaaf, dit is hoe jy gaan leef. Dit was iets verskriklik rof gewees. En Habakuk het geweet dat iets tragies op pad is. Ons het nou gesien hier in vers 16, daar sê hy reguit, ek sidder en beef, ek is bang, ek bewe vir die volk wat op pad is om my aan te val. Met ander woorde, Babylon is hier op die voorstoep. Hulle is nie ver nie. Ons weet eintlik nie eers nie, daar's 'n kans dat hy hierdie geskryf het en letterlik al reeds die gekryg van die manne kon gehoor het. Dat hy die soldate kon hoor aanstap het. So dit is dan nou alles wat hier gebeur. Maar ons sal baie duidelik sien dat die ballingskap vir Israel nie net bloot 'n politieke ramp is nie. Nee, dit is vir hulle soveel meer as dit. Dit is eintlik vir hulle, en as ons dit reg deur die Bybel kyk, dan sien ons dis vir hulle 'n geloofskrisis. Hulle weet nie meer wat om te doen nie. En Habakuk self sit met hierdie einste vrae. Habakuk het geweet dit gaan tragies wees. En as ons dan nou teruggaan so 2 hoofstukke, dalk sit dit 'n bladsy of 2 in jou Bybel. As ons so 2 hoofstukke teruggaan, dan kan ons sien, maar weet jy wat? Habakuk is 'n profeet wat durf om te vra. Habakuk vra ongelooflike moeilike vrae. Hy sê nie, okay, ons gaan nou maar net hoop en bid nie. Hy sê, ek gaan vra, ek het vra, hier's moeilikheid op pad. Hulle staan nie voor my deur. Hy treur voor God. En hy vra vir God reguit, hoe is dit regverdig? Hoe is dit reg? Ek verstaan nie. As ons gaan kyk in hoofstuk 1, dan sien ons pertinent. Hy sê so mooi, hoe is dit reg dat minder heiliges gebruik word om meer heiliges te oordeel? Dis mos nie regverdig nie. Hoe werk dit? Hy sê dit reguit net so vir God. Nou, hoekom sê ek al hierdie dinge vir jou? Ek hou altyd daarvan om konteks te gee. Maar hoekom is konteks belangrik? Hoekom het ek nie besluit om hierdie teks te verkort nie? Van die oomblik as ons hierdie teks in sy konteks plaas, dan word dit ongelooflik diep. Dit word iets wat vir my en vir jou, as ek dit nou so kan sê, water kan gee vir God se vrugte in ons lewe.
Dit is iets wat ons help om te verstaan dat hierdie Psalm wat nou hier geskryf is, nie net bloot 'n Psalm is wat lekker alles is nou fantasties, ons gaan lekker kumbaya sing en die Here gaan ons verlos en yes, hy gaan ons. Dis nie wat hier staan nie. Dis wat Habakuk sê gaan gebeur. Maar die konteks van hierdie teks, die konteks is dat hierdie Psalm is in die dal van doodskaduwee geskryf. Hierdie Psalm is nie geskryf in tye toe dinge goed gegaan het nie. Hierdie Psalm, hierdie gebed van Habakuk, is letterlik geskryf met verwoesting wat wag op die voorstoep. Nou onmiddellik, soos ek sê, verander dit heeltemal die prentjie. Dit is nie net 'n mooi ding wat nou vir ons, ons gaan nou goed voel as ons hier by die kerk uitstap nie. Nee, dit is soveel meer as dit. Want Habakuk worstel met God. Hy worstel met God. Hy vra vir God hierdie vraag. Hy sê dis nie reg nie, ek verstaan nie, help my. Habakuk worstel met God. En hy doen dit anders as al die ander profete. Want gewoonlik hoe profete gewerk het, is die profete het normaalweg namens God met die mense gepraat. Gesê, jy was nou stout geweest, nou moet jy bietjie weer terugdraai. Dis hoe die normale profetiese geslag en die normale profetiese woorde gebeur het, is van God na die mense toe. Maar wat doen Habakuk? Habakuk draai hierdie ding om. En hy praat namens die mense met God. Hy gaan nie na die volk toe en sê, hoor hier's wat God sê nie. Hy gaan na God toe en sê, wat nou? Dis nie fair nie. Dis nie reg nie. Dit is wat hy doen. Hy vra die moeilike vrae. Hy vat nie net 'n eenvoudige ding en sê ja, maar God weet beter en dis nou maar so nie. Hy vra hierdie vraag. Hy sê vir die Here, hier is soveel onreg en seer in en rondom hierdie volk. U sê u is 'n regverdige God, maar Here, ek sien dit nie. Ek sien nie hoe dit regverdig is dat minder heiliges gebruik word om meer heiliges te oordeel nie. Dit maak nie vir my sin nie. Hy sê, ek weet nie hoe hierdie dinge kan gebeur as u 'n liefdevolle, genadige God is nie. Dit maak nie sin nie. En hier wil ek hê jy moet vir 'n oomblik dalk terugdink oor jou lewe. Dalk het jy ook al so gevoel, want dinge gebeur soos wat ons net nou gesien het met Piper. Daar is branders wat kom en dit rol vir ons. Soveel so dat jy voel jy wil nie opstaan nie. Dalk het jy ook al so gevoel. En dalk het jy ook al in daai tye gewonder, maar hoe pas God nou hierin? Hoe moet ek nou verstaan dat hy 'n liefdevolle, genadige, regverdige God is as hierdie onregverdige, slegte dinge met my gebeur? Hoe maak dit sin? As jy vandag met baie ateïste praat, is een van die eerste vrae wat hulle vir jou vra, indien God bestaan, hoekom is daar slegte dinge wat gebeur? If God, why evil, is hoe hulle dit in die Engels sê. Indien God bestaan, hoekom gebeur daar slegte dinge? Dit is wat baie mense se worsteling is. En as ons eerlik is dit wat Habakuk ook hiermee sit. Hy sê, die Here is hier, ek weet die Here bestaan, maar hierdie slegte dinge gebeur, so wat nou? Maar wat Habakuk anders doen as die meeste mense, is hy gaan staan nie en hy praat met ander mense daaroor nie. Nee, wat doen Habakuk? Hy gaan reguit na die bron toe. Hy gaan na God toe en hy klop daar aan sy deur en sê, hoorie, hier is nie regverdig nie. Wat nou gebeur, ek verstaan dit nie. Help my verstaan. En dan kom daar 'n keerpunt. Want soos ek sê, hy gaan praat met God en dan gebeur iets merkwaardig. Want Habakuk, sodra hy met God gaan praat, bly nie meer vassteek by sy vrae nie. Hy word nie meer so vasgevang in daai vraag dat hy mis waaroor dit gaan nie. Nee, hy begin dan met God praat en uiteindelik op die ou einde dan beweeg dit oor in lof en in aanbidding.
So hier het dan nou iets gebeur. Hier van hoofstuk 1 af, waar jy hierdie moeilike vrae vra en sê dis nie regverdig nie, dit maak nie vir my sin nie, tot hier aan die einde van hoofstuk 3 waar hy sê, gee nie om wat gebeur nie, ek sal aanhou jubel en juig. Hier het iets gebeur in hierdie teks. Want hy het geworstel met God. En hy het ook geluister en uiteindelik, weet ons in hoofstuk 2, het hy 'n visioen gekry van God af. Hy het God se openbaring gesien. En hy sien nie in hoofstuk 3 'n mak of 'n verduidelikende God. 'n God wat sê, okay, jy verstaan nou nie, so ek gaan nou vir jou alles nou mooi verduidelik. Nee, hy sien 'n heilige, 'n magtige God wat in beweging is. Habakuk sien dat God aktief betrokke is. Hy sien dat die Here op pad is. En dit was vir hom genoeg. Van die interessante ding is as ons sien, as jy weer deur die teks gaan lees dalk na die tyd, sal jy sien, hy kry nêrens eintlik 'n antwoord op hierdie moeilike vraag wat hy vra nie. Hy kry nêrens 'n antwoord nie. Die Here sê nie vir hom, weet jy wat, eintlik het ek nou gedink hier stap 1 tot 6 wat ek gaan doen nie. Nee. Hy kry nie antwoorde nie. Want antwoorde sou nie verskil gemaak het nie, want weet jy wat, God was vir Habakuk self genoeg. Nie antwoorde nie, maar God self was vir Habakuk genoeg. En nou hier moet ons nie dink dat die profeet gedink het, okay, lekker, ek kan nou maar sit en ontspan en Babylon kan kom en dinge gaan nou net fantasties wees van hier af nie. Nee, soos ek net nou gesê het, hy sê in vers 16, die volk is op pad, hulle gaan my aanval, ek weet dit. Ek is bang daarvoor wanneer dit gebeur. So hy dink nie, nee, nou gaan alles net fantasties wees, ek vertrou nou op die Here, ek gaan jubel en juig tot in lengte van dae nie. Nee, wat doen hy? Hy sê, ek weet hierdie kom, ek bewe, my lippe bewe, ek sidder in myself. Dit is op pad, ek weet dit. Maar Habakuk sien iets groter raak. Hy het besef dat sy verstaan van God eintlik maar te klein was. Dat God bietjie anders werk as wat mense werk. Ja, ons is in sy beeld geskape, maar weet jy wat, ons is nie God nie. Ons verstaan nie hoe God werk nie. Dit maak dikwels nie vir ons sin nie. Maar Habakuk besef dat God se maniere nie ons maniere is nie. Maar hy besef ook dat God wel besig is en aktief betrokke is in sy skepping. Hy's besig om sy volk te verlos. Nou vir ons wat vandag hier sit, is dit baie makliker. Ons kan terugkyk. Ons kan nou terugkyk in die geskiedenis in en ons sien half die groter prentjie as wat Habakuk of ten minste moet ek sê, die mense saam met Habakuk sou gesien het. Ons kan terugkyk en sien, maar weet jy wat? Die Here het sy volk verlos. Ja, die ballingskap het gebeur, ja, hulle was weggevoer, daar het 'n klomp goed gebeur, maar die Here het sy volk verlos. Ons kan dit sien. Deur die kruis. Van deur die kruis en alles wat opgeloop het, tot en met die kruis, het die Here aktief bewerkstellig sy plan. Hy het konstant van alles wat gebeur het, die vloed, die Exodus, die hele koningsverhale, alles wat gebeur het opgeloop tot by die kruis. En so kom ons agter Habakuk sien iets groter raak. As jy nou net dink aan Johannes 3 vers 16, die bekendste Bybelvers in die Bybel. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat die wat hom liefhet nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En die interessante ding is daai woordjie vir wêreld wat daar in daai vers gebruik word. Dis eintlik ek wonder nou nog hoekom hulle hom so vertaal het, maar daai woordjie vir wêreld is kosmos. Met ander woorde, die Here het nie gekom net om die Israeliete te verlos nie. Inteendeel, ek sou so ver gaan as om te sê die Here het nie gekom om slegs die mense te verlos nie, hy het gekom om die heelal te verlos, om die kosmos
te verlos. Hy het nie net gekom vir die Israeliete nie. Hy het gekom vir die hele skepping. En weet jy wat, vandag wil ek ook vir jou sê, baie keer kruip ek en jy weg agter gemaklike taal. Baie keer kruip ons weg agter ons taal. Ons is gered deur die Here. Ons is veilig en hy sal ons verlos. Maar weet jy wat, vandag wil ek vir jou kom sê, hy het vir jou kom sterf. Vir jou. Vir jou, vir jy, wie daar sit in hierdie banke, vir my wat hier voor staan, hy het vir jou kom sterf. Mag dit weer vandag hier by jou insink. En as ons dan nou kyk terug oor die geskiedenis, dan weet ons Habakuk het aanvaar, hy weet nie hoe God werk nie. Hy verstaan nie. Maar weet jy wat? Op die ou einde van die dag het hy die groter prentjie gesien. Soos ek sê, hy het nie gedink die ballingskap gaan nie gebeur nie, maar hy het geweet op die ou einde van die dag gaan die lig die donker oorwin. Die lig gaan die duisternis oorwin. Dit is wat hy raak gesien het. Toe hy daai visioen en toe hy daai psalm geskryf het. Hy het gesê, ek weet, hierdie slegte dinge kom. Ek weet, hulle staan hier op my voorstoep. Maar ek weet, die goeie oorwin die slegte. Op die ou ende. En ons weet dit ook. Ons weet inteendeel, die lig het reeds oorwin, 2000 jaar terug aan 'n kruis. En dat die lig van daar af dag na dag na dag ook oorwin. En so kan ons dan nou terugstaan en sien dat daar 'n nogtans van geloof is. Ons kan sien dat hy besluit het om te loof en te juig en te jubel, ongeag sy omstandighede. En so is dit dan ook vir my en vir jou, die vreugde en die voorreg om te kan juig en jubel, ten spyte van dit wat om ons aangaan. Nou dalk sit jy daar en jy dink, ja, maar hulle het nie so swaar soos ons gekry nie, die ekonomie is heeltemal in sy kanon in, en wie weet wat nog als. Ek wil so 'n oomblik 'n bietjie stil staan by wat Habakuk praat daar oor die vyebome. Want ek dink ons verstaan, dit klink nou vir ons baie mooi poëties, en dit is poëties, maar daar is iets besonders van daardie stukkie. Want hy kom as vyebome nie gebot het nie. Ek wil amper of sê vyebome in die antieke tyd was as chocolates geweest. Dit was lekker. Dit was nie, jy het dit nie nodig gehad om te leef nie. So as die vyebome nie bot nie, ja, weet jy, dis nou nie lekker nie, maar dis okay. Of as die olyfbome nie olywe dra nie, okay, dis bietjie erger, maar ons kan nog verbygaan, ons het daarom nog die velde, ons het daarom nog die landerye. As die landerye nie oes het nie, dan, okay, dit is nou raak het bietjie swaar, maar dis okay, ons het daarom nog die vee, en dan lees ons in die teks, die vee kan ook selfs weggaan. So wat probeer ek vir jou sê? Elkeen van hierdie dinge, die vyeboom, die olyf, die landerye, die kleinvee, die vee, elkeen van hierdie, as dit alleen gebeur, is dit okay. Ons kan aangaan. Maar dis nie wat in die teks gebeur nie. In die teks gebeur dit alles saam, en dit sou 'n totaal en alle flop gewees het ekonomies. Dit is natuurlik ook wat ons weet, werklik gebeur het. Dis wat sou gebeur het met die ballingskap. Daar sou nie mense wees om die vyebome te kan water en in hulle te kan pluk en te kan geniet nie. Daar sou nie olyfplantasies wees nie, daar sou nie landerye wees nie, die vee sou weggeneem gewees het. So alles sou platgeval het. En dan kom Habakuk en hy sê, selfs as dit gebeur, selfs al sit ek potensieel in 'n vreemde land, in 'n gevangenis, nogtans sal ek juig en jubel. Nou, ek wil afsluit met 'n getuienis wat ek self onlangs beleef het. Nie te lank terug nie, om baie eerlik te wees.
nie te lank terug nie, was ek en Marlies in 'n kerk gewees. En ons sien toe hier's 'n oom, maar hy stap sommer met krikke, jy kan sien hy loop swaar en dit is vir hom ongemaklik, miskien selfs seer om te loop of selfs net eintlik om te kan staan. Dis nie lekker nie. En so sit ons toe nou in die ry agter hierdie oom. En ek sit en dink by myself, ja, die tyd kom nou vir lofsang, so ek weet ons gaan nou opstaan, maar ek sit toe en dink, yes, ek weet hierdie oom gaan nou bly sit en dis okay, want ek kan sien, hy het ongemak, hy het seer. Dis nie vir hom lekker nie. Ek kan dit sien. En die eerste note het nog skaars so begin speel en hier staan hierdie oom op. Nogtans, ten spyte van sy seer, ten spyte van sy omstandighede, sal hy die Here loof en prys. Sal hy juig en jubel oor sy God wat hom kom verlos het. So ek los jou met hierdie vraag. Juig ek en jy ook nogtans? Juig ek en jy nog ten spyte van? Of kla ons eintlik maar net so nou en dan oor die Here? Sonder om te besef dat die Here besig is en werk hier in sy skepping. Hier saam met ons. So mag jy, wanneer jou spreekwoordelike vyebome nie bot nie, wanneer jou olyfbome nie vrug dra nie, wanneer jou landerye geen oes lewer nie, mag jy nogtans juig. Mag jy nogtans juig en jubel oor Christus wat jou verlos het. Mag jy saam met Habakuk sê, nogtans sal ek jubel in die Here, sal ek juig in die God wat my verlos het, deur sy seun wat vir my kom sterf het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie boodskap wat ons vandag hier kon gehoor het. Here, dit is dalk nie altyd 'n lekker of 'n mooi boodskap om te hoor nie, maar dit is 'n belangrike boodskap. Dit is vir ons belangrik om te besef dat U 'n teenwoordige God is. 'n God wat, soos ek aan die begin gesê het, nooit die werk van U hande laat vaar nie. Christus, Seun van God, Here, dankie vir U gehoorsaamheid, dat U U lewe kom aflê het vir ons sondaars. Ons kan nie anders as om nogtans te staan en te juig te midde van ons omstandighede nie. Dankie dat ons kan weet dat die lig reeds 2000 jaar terug die duister oorwin het en dat dit ewig ook so sal aanhou gebeur. Heilige Gees, ons vra dat U binne ons sal werk, sodat hierdie boodskap sal saad skiet in ons harte, maar ook dat dit sal vrug dra in ons lewe. U weet dit is nie altyd maklik nie. Wanneer dinge swaar begin gaan, is die eerste ding wat ons doen is ons raak negatief en ons raak soms dalk kwaad vir U. Dankie dat ons ook kan weet ons kan met U praat, soos wat Habakuk het. Dankie dat ons kan weet dit is oop, dat ons 'n verhouding met U het waar ons toegang het tot U. Maar help ons om in daardie oomblikke te besef dat ons nogtans kan jubel en juig. Almagtige God, U is werklik die een wat was, die een wat is en die een wat sal wees. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heiligheid tot in ewigheid. Amen. Ek gaan dan nou vir ons geleentheid gee vir die offergawes. Sonder hom is liefde se betekenis gekraak. Sonder hom is genade net nog 'n woord. Sonder hom is geloof net 'n bysaak. Sonder hom bestaan ek net. Maar met
met hom ontdek ek liefde wat my asem wegslaan. Genade wat my stom laat staan. Maar met hom 'n vertroue wat my lewe rig. Leef ek vir die eerste keer. Sonder hom loop my spore in sirkels. Sonder hom sing ek net in die goeie tye. Sonder hom bly my boot net in die hawe. Sonder hom bestaan ek niet. Maar met hom vind ek die pad wat hy beplan het. Sing ek omdat hy leef. Maar met hom trotseer ek storms, want ek's nie alleen. Leef ek vir die eerste keer. Maar met hom vind ek die pad wat hy beplan het. Ek gaan vra dat ons saam sal opstaan, dan sing ons slotlied, al sou dan ook die vrye boom nie bot nie. Julle kan dan ook staande bly vir die seën. Mag die Here jou krag wees wanneer jou vrye bome nie bot nie. Mag hy jou voete maak soos die van 'n wildsbok, sodat jy standvastig kan bly staan op 'n rots.
mag jy ten spyte van alles jubel en juig oor die God wat jou kom verlos het. Amen. Julle kan 'n geseënde Sondag hê en kom drink lekker koffie en tee saam.